bly die Here? Wat 'n goeie vraag is dit nie. Waar bly God? Soveel mense praat van kerkgeboue, dit maak nou nie saak in watter kerk of denominasie jy is nie, soveel mense praat van die huis van die Here. Mense, jy kan nie verder verkeerd wees as dit nie. Die Here woon nie in kerkgeboue nie. Hy woon in mense. Hy woon in sy kinders. Hy woon in jou. Hy woon in my. My liggaam, jou liggaam, is 'n tempel van die Heilige Gees. Dis wat Paulus vir ons leer. Of besef julle dan nou nie, dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie, skryf Paulus in 1 Korintiërs 6 onder andere. Nou wat is so belangrik hiervan? Ek en jy moet hierdie huis van die Here versorg. Ons moet kyk na die huis van die Here. Juis in tye wat dit swaar gaan. Juis in tye wat dit moeilik gaan. Dit is die tye wat ek en jy gewoonlik nie baie goed slaap nie, nie genoeg rus in kry nie. Ons moet sorg dat ons genoeg rus. Ons kan nie net hardloop en hardloop en hardloop en sonder slaap deur die lewe gaan nie. Ek en jy moet gesond eet. Hoekom? Want ek moet my liggaam versorg. Ek en jy moet kyk na ons koppe, ons breins. Hoekom? Want dis die hele denkproses en uit jou gedagtes kom jou dade. En hierdie liggaam behoort aan die Here, leer Paulus vir ons. Daarom in hierdie uitdagende tye wat jy partykeer voel, jy's oormoeg en jy's uitgeput en jy's teen die grond en die lewe het jou geklap. Neem net weer kennis daarvan, dat die Here woon in jou. Jou liggaam is vir hom belangrik. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En jy het 'n verantwoordelikheid, ek het 'n verantwoordelikheid om te kyk na ons liggame. Dit is ons lywe en dit is ons koppe. So kom ons doen alles in ons vermoë, in terme van lag, in terme van vrolik wees, in terme van oefen, al daardie goed wat die positiewe hormone in ons koppe laat opgaan, die serotonien en die dopamien, al daai ingewikkelde hormone, die vreugdehormone, die happy hormones. En as ons al hierdie goed doen van gesond eet en lag en goeie vriende intrek in ons persoonlike ruimte, dan laat gaan ons die spanningshormone, die gifhormone, en ons leef met vreugde. Dit is ons verantwoordelikheid om die liggaam, jou liggaam, my liggaam, die tempel van die Heilige Gees op te pas, want dis waar die Here woon. So kom ons doen dit deur praktiese goedjies, genoeg rus, gesond eet, genoeg oefen, genoeg lag en vreugde in jou lewe.